van die rol. Goeiedag en baie welkom. As ons begin, dan groet ek in die wonderlike naam van Jesus Christus, ons koning, ons verlosser, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader, die Here Jesus Christus en sy kosbare, wonderlike Heilige Gees. Amen. Amen. Baie welkom. Ek is opgewonde en bly en net voordat ek verder gaan, ek het dit nie op die kennisgewingkie gesê nie, maar ons gaan nagmaal hê vandag. Dit is soos die eerste naweek van die nuwe maand. Reg. Net vir as jy moet iets kry, iets doen vir jou nagmaal, 'n stukkie brood moet gaan kry en wat jy ook al gebruik, as jy nie druiwesappies het nie, dit wat jy gaan drink saam met dit. Maar net voordat ek vergeet, dat ek dit net sê. Right. Ek is vanoggend baie opgewonde om 'n woord van die Here met jou te deel, wat in die voorafgedeelte uitgekom het, wat die Here vir ons gegee het. Die Here het vir ons gegee, Jesaja 58, hoofstuk 58, vers 19 en 20 en 21. Daar so staan: Ek skep die vrug van die lippe, vrede, vrede vir die wat ver is en vir die wat naby is, sê die Here, en ek sal hulle genees. Dankie Here vir u woord. U sal vrede vir ons gee en ons genees. Ons spreek hierdie woord, die vervulling daarvan bely ons vandag, ons bely dit. U sal ons genees en aan ons vrede gee. Vers 20. Maar die goddelose is soos 'n onstuimige see, want dit kan nie tot rus kom nie, en sy waters gooi slyk en modder op. Geen vrede, sê my God, vir die goddelose nie. Dankie Here, dat ons u kinders kan wees, dat ons u vrede kan ervaar. Dankie Here, dat ons genesing kan verwag in u vrede. Amen. Dis die woord wat die Here vir ons gegee het. Ek wil dit net graag deel met jou. Daar sy, en ek kom die kant te sit. Ek het gesê ons gaan nagmaal hê, né? En ja, kom ons sluit die oë dan. Vader, ons kom in die wonderlike naam van Jesus na u vanoggend en ons sê vir u heel eerste dankie Here vir die voorreg. Dit is nie 'n gewoonte nie, dit is nie reg om te doen nie, dit is 'n voorreg van u genade, dat ons tot u kan nader vanoggend. U, die Alfa en die Omega, die heerser van die skepping, die koning van heerlikheid. Here, dankie. U is die God van wonders. U is Immanuel, God met ons. U het dit weer eens bevestig in u woord vanoggend in Jesaja met ons. Die God van Israel, die God van vrede, die God van genade, en wie se genade oorvloedig is. Dankie Here, dat u ons nie straf nie, maar dat u vir ons genadig is. Dankie, 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 dankie. Dankie Here vir u woord wat ook sê dat u gee guns aan wie u besluit om guns te gee. Dankie Here. En dat u sê in die woord, u is die vyand van my vyand. So Satan, jy is my vyand, die Here is jou vyand. Ek sal staan. Ons sal
sterk staan in die Here se genade en die Here se besluit. Dankie Here. Vader, ons kom ook, ek bid vir almal wat siek is vanoggend. Het maak nie saak wat se siekte dit is nie, of dit groot siekte is of klein siekte is nie. Ons dankie Here vir genesings wat in hierdie week weer plaasgevind het. Here, vir wonderwerke. Here, ons dink aan Stoffel, daar in, wat is dit, Pietermaritzburg, ja, daar in Pietermaritzburg, Here, wat hierdie week in die hospitaal was, Here, wat daar so toetse gedoen is, breintoetse, bloedtoetse, Here, allerhande toetse, en niemand kry enige negatief, enige fout nie. Dankie Here dat U vir hom herstel het, soos wat ons vir U afgebid en afgesmeek het, Here, gee genesing voordat hulle begin om iets te kry, sodat niemand anderster kan wil deel in U genesing nie, dat dit definitief net is, die Here het hier genees. Ons dankie daarvoor, ons dankie dat hy by die huis kan wees. Here, omring hom met U engele, omring elke een van ons, Here, met U engele, omring ons met U guns en U genade. Ons bid vir hulle wat sukkel, Here, finansiëel sukkel, Here, vir hulle wat probleme het, emosionele probleme het, huweliksprobleme, Here, daar het U woord weer gegee vanoggend, Here, U gee die vrug van ons lippe. Laat ons as U gelowige kinders, Here, die vrug dra op ons lippe, U vrug van U Gees. Wees ons genadig, omvou ons met U genade. En Here, ek bid vir elke een wat ook so getrou weer was in hierdie maand met hulle tiendes en offers. Dankie Here dat ek dit net kon aangee na daar waar vrugbare grond is en daar waar regtig in nood is. Here, ons dink so baie keer ons het nood of dit gaan moeilik die maand. Here, dan is daar mense wat niks het nie. Dankie Here dat ons 'n bydrae kan maak tot hulle. Seën vir hulle wat in hierdie maand weer getrou was. Ek dink aan die vriend in Christus, die Groenewalds, Deur in Mpumalanga, die Elliots, ek dink aan Zen-Marie, Janiel Wit, name wat ek vandag onthou, Here, gaan saam met elkeen, seën elkeen ooreenkomstig U woord en U genade, die rykdom van U genade in U woord. Seën elkeen en spreek met ons vanoggend, Here, in Jesus naam. Amen en amen. Prys die Here. Amen. Hierso, kom ek staan die kant, so kyk die prentjie, ek is altyd so trots op my prentjies, as ek hulle reg gekry het. Die prentjie het nie 'n hand in gehad nie, en 'n hele paar goedjies, maar ek gaan nou nie vertel alles wat dit nie gehad het nie. Ek is net bly, dankie Here vir die prentjie wat ons het. Moenie uitstel vir môre. Môre is dalk te laat. Wat sê die woord daarop? Dit klink baie logies ook wat hier staan, maar wat sê die woord? Jakobus, hoofstuk 4, vers 13 tot 17. Nou, om te begin, hoogits, ja, sit hy vas, en dit is die suiksweetie wat ek het. Hy sit vas aan my valstande. Skus vir dit, maar laat ek net gou hier afkom en hom losmaak.
Dankie Here, dankie dat ons nog mense is. Dankie. Jy weet, dikwels gebruik mense woorde om verkeerde goed, om sonde mee toe te smeer, of dit sagter op die oor te laat klink, is dit nie? Ek kan dink aan 'n hele paar voorbeelde, en ek gaan nou nie 100 noem nie, maar kom ons dink net aan 'n paartjies. 'n Paar voorbeelde is, die woord is 'n liefdeskind, in plaas van 'n buiteegtelike kind. Die woord gegaps, in plaas van steel. Lekker gekuier, veral mans, hulle vertel hulle het lekker gekuier, in plaas van om te sê, hulle het gesuip, nie gedrink nie, gesuip, en is 'n wit leentjie, vertel 'n wit leentjie, nee, die waarheid is, dis 'n lieg, dis 'n leuen. So gebruik ons baie sulke woorde, om dit sagter te maak, om die waarheid weg te steek, die werklikheid en die erns van die werklike stand van sake weg te steek. Nou, hierdie kan vir jou snaaks klink, maar luister maar deur. Wat ek gaan sê is, 'n bedrieglike mooi woordjie, wat heel onskuldig voorkom, maar wat baie gevaar inhou, is die woord. Wil jy kans vat? Môre. Nee, wat sê iemand nou? Hoe kan môre gevaarlik wees? Wat kan daar aan môre wees? Ek gaan vir jou sê, hoekom ek so sê, want ek lees iemand skryf oor die woord môre. Môre is 'n skim, 'n skone illusie. Môre is soete bedrog, want jy leef nie môre nie, maar vandag. So dit is 'n illusie, dis iets in die toekoms in, wat ek nie eens weet of ek môre hier gaan wees nie. So môre is 'n baie bedrieglike woord. Veral, want môre, môre se gevaar is dat dit loop hand aan hand met die woord uitstel. Die meeste keer wat ons die woord môre gebruik, dan kan ons maar net sowel die woord uitstel ook daar begin noem. Want baie mense, dink maar aan jouself, baie het al gesê, môre is nog 'n dag. Dit kan wag tot môre, is dit nie? Môre is nog 'n dag. Dit kan wag tot môre toe. En dan jy daardie môre nooit aangebreek nie. Ek sê nie daarmee en toe as jy dood nie, want hier sit jy nog steeds en luister. Maar die doen van daai môre het toe nooit aangebreek nie. So dikwels gebeur dit, so baie gebeur dit in ons lewe. En dit is gevaarlik, veral wanneer dit kom by God en 'n keuse tussen ewige lewe en die ewige dood. Here, ons is besig met u woord, so kom ons kyk na voorbeelde uit die woord van mense wat gesê het, môre is nog 'n dag, terwyl hulle moes gesê het, nee, vandag, kom ons doen vandag. Die eerste ene wat ek wil noem vir jou is interessant, is Absalom. Nou Absalom beteken vader van vrede. Wow. Vader van vrede, maar ironies genoeg het hierdie vader van vrede nie vrede beleef nie. Hy het die swaard teen sy eie vader met die naam van Dawid
opgeneem om die koninkryk sy eie te maak. Absalom het vir hom verdryf, sy pa verdryf uit Jerusalem, en hy keer hom ander kant die Jordaan vas. Daar in 2 Samuel hoofstuk 5, 16, 17 en 18, daarvan lees ons. En toe Absalom die finale slag moes slaan, het hy getwyfel. En toe het hy 2 raadgewers. Die eerste raadgewer, sy naam was Agitofel. Nou Agitofel het vir hom gesê, vandag moet jy in hierdie nag, Absalom, moet jy 12.000 man, uitgesoekte man, vat en Dawid finaal aanval en van Dawid finaal oorweldig. Dit het Agitofel gesê. Maar toe kom daar so een van sy ander vertrouelinge, Husai. Nou Husai het weer gesê, Absalom, nee, nie vannag nie, moenie vannag aanval nie. Dit is beter, stel eers vas, wat is die grootte en die liggaam van Dawid se leer, van sy armee. Stel dit eers vas, dan kan jy beter voorberei. So, ons het 2 mense hierso, die ander woorde, ek wil sê, 2 mense, Agitofel, hy het gesê, ons moet vandag aanval, en Husai het gesê, môre, of oormôre, né? Daar sê. En Absalom het besluit op, nie vandag nie, maar op môre. En die gevolg van sy besluit vir môre, was dat sy eie mag vernietig word, en hy self aan sy haarlokke aan 'n boom hang. En dit alles omdat hy gesê het, liewer môre. As hy gesê het vannag, dan het daai goed nie met hom gebeur nie. En dan het hy Dawid seker oorrompel. Nog 'n voorbeeld in Handelinge hoofstuk 23 en 24, lees ons van Felix. Felix, wie is Felix? Felix is die gouverneur van die provinsie Judea, en hy het 'n Joodse vrou gehad, en hy sê, o ja, ek het al gelees van hulle, sy Joodse vrou, sy naam was Drusilla. Nou Felix moes vir Paulus verhoor, nadat Paulus deur die Joodse leiers aangekla is, dat hy die opstanding uit die dood verkondig, en dat hy daardeur die tempel ontreinig het. En toe laat Felix, die Bybel sê, hy het 'n kennis gehad van die Christelike geloof, maar hy het goddelooslik gelewe. Hy laat toe vir Paulus kom en voor hom verskyn, met die doel om meer oor die Christelike godsdiens wat Paulus verkondig te hoor. En wanneer Paulus dan met hom begin praat, toe hy voor hom verskyn, en hy begin praat oor lewe en gehoorsaamheid voor God, en oor selfbeheersing. Hy praat oor oordeel en oor die opstanding van die dode. Dan word Felix baie bang oor sy eie lewe en oor sy toekoms. En dan sê hy vir Paulus, hoor sy woorde, dit is nou vir vandag genoeg. Hy sê, dit is vir nou, vir vandag is dit genoeg. Gaan maar, gaan eerder. Wanneer ek weer tyd het, sal ek jou weer laat kom. Miskien môre. En wat gebeur dan? Môre het nooit gekom nie, want hy is kort daarna, is Felix opgevolg deur 'n ou wat daar so staan, sy naam is Porcius Festus. En Felix het nooit môre aangebreek nie, en hy het
nooit weer met Paulus gepraat wat dit aangeteken is nie. Hy moes nooit gesê het môre nie, dis genoeg nie, ons sal môre weer praat nie. Hy moes gesê het, gaan aan, laat ons dit vandag regstel voor die Here. Vergeet van môre. Dan is daar die gelykenis van die, die ryk dwaas in Lukas 12, vers 13 tot 21. Dit is die ryk dwaas wat sy skure wou afbreek en nuus wou bou om alles wat hy vir die toekoms nodig het, daarin te bære, lees ons. Want môre en oormôre en die dae daarna het hy besluit, gaan hy lekker eet en drink en lekker leef. Maar terwyl hierdie ryk man besig was met môre, was die Here God Almagtig besig met vandag en het vir hom gesê, wat sê die Here vir hom na so in Lukas? Hy sê vir hom, jou dwaas, vannag nog sal ek jou lewe kom opeis. En in plaas daarvan dat hy die fondament vir 'n nuwe skure gegrawe het, is daar so 'n graf vir hom gegrawe. En sy besittings en sy volksskure is deur ander gebruik, nooit deur homself nie. Dit is die gevaar van môre. Ons weet nie of ons môre gaan lewe nie. Ons weet presies wat ons vandag moet doen. Hoekom dit uitstel tot môre? Dis is wat die Here sê, oor en oor in sy woord, en al hierdie voorbeelde wat ek genoem het, dit is, hulle het geweet wat om vandag te doen, die regte ding om vandag te doen, om op te tree. Ons moet optree nou, nie môre nie, want môre is ons dalk nie hier nie. Vandag is die belangrikste, want dis die belangrikste. Here, is U vandag 'n werklikheid in my lewe? Is U vandag in my hart? Of is U vandag nog buite my hart? Of ook net halfpad in my hart? Daai een van halfpad is 'n gevaarlike een, want dit beteken inderwaarheid môre. Here is nog nie vandag in nie. Ons sal daar teen na toe werk. Ek is nog nie reg. Jy gaan nooit reg wees om die Here te ontmoet nie. Net mooi nooit, as dit van jou afhang nie. Die Here sê, kom na my toe soos wat jy is. En die Here ontvang jou soos wat jy is. En die Here maak jou reg, dat jy reg is om hom te ontmoet verder, wanneer hy jou sondes vergewe, wanneer jy dit bely voor die Here en skoon gewas word deur sy bloed. Halfpad is, soos ek gesê het, is 'n gevaarlike een. Want halfpad, die Here halfpad in jou het, so 'n bietjie van die Here in jou het, maar ook nie veel nie. Dit laat jou baie mooi en liefdevolle woordjies, so goed sê, die regte goed op jou tong lê dit, dat jy die regte goed kan sê, dat jy nogal te reg klink, of asof jy hierdie pad met die Here loop. Ek onthou jare terug het ek met 'n man ontmoet in 'n klein dorpie waar ek gewees het, en die man het net gevloek en geskel en alles wat hy gesê het was ydel en boos. En tot ek eendag met hom alleen praat en hier hang my mond oop toe ek hoor wat die ou alles kan sê en hoe goed hy die Bybel ken. Dit is die gevaar van halfpad. Halfpad in, so op die regte tyd, op die regte plek kan ek die regte goed sê.
maar baie ver van die Here af. Die onaangenaam van môre, of van enige môre wat kom, is dat jy gister, vandag, geweet het wat om te doen. Dink mooi daaraan. As jy nie vandag weet wat om te doen nie, sal jy nie môre weet dat jy dit moes gedoen het nie. Sal jy nie môre weet dat dit vandag te laat is nie, as jy nie dit reeds geweet het terug iewerste nie. Die ergste van môre is vir elke mens wat 'n Bybel in besit het. Luister mooi. Vir elke mens wat 'n Bybel in besit het en hom of haarself 'n Christen noem, is dat hulle almal vandag weet wat môre se straf is. 'n Straf vir 'n ongehoorsame lewe en die straf is vir 'n goddelose en 'n opsetlike sonde teen God vandag is. Hulle weet wat die straf daarvoor is. Almal weet wat ons vandag moet doen. Almal. Dink mooi daaraan. Die regering weet presies vandag wat om vandag te doen om vrede en stabiliteit in hierdie land te bring. Maar hulle stel dit uit tot môre. Gelowiges weet wat om vandag te doen, want God praat vandag nog met mense in die liggaam van Christus en sê vandag nog steeds, draai jou rug teen die sonde, bekeer jou, stop. Die Here praat vandag nog. Oormôre, behalwe môre is daar nog oormôre ook. Wanneer is oormôre? Wel, oormôre, kom ons noem oormôre. Oormôre is hier in Desember maand, wanneer die meeste godsdienstiges en die meeste nie weergeborenes gaan Kersfees vier. Nou wat is verkeerd met Kersfees? Daar is nie seker fout met die Kersfees, die idee nie. Maar hulle gaan vier die koms van die Here Jesus na die aarde en hulle gaan Kersfees liedjies gaan gesing word en gaan opgewonde wees en die opgewondenste gaan wees oor die geskenke wat gaan geontvang word. Oormôre. Waar hulle, wat is oormôre terug na vandag toe? Oorgister. Sal dit die woord wees. Terwyl hulle, kom ons sê nou maar, oorgister geweet het wat om te doen. Here, ek moet myself, of eergister, dankie, Here, ek het eergister reeds geweet, ek moet oorgee aan U. Ek moet afstand doen van hierdie sondige lewe. En oormôre gaan die Here weer hartseer kyk, terwyl die mense opgewonde is, gaan die Here God Almagtige hartseer in sy oë hê. Hoekom? Omdat sy lam se reddingsoffer geskenk vir die sonde verkrag gaan word. Deur hulle wat sê dat hulle diep gelowiges is en wat hulle vertel dat hulle lief is vir die Here, maar hulle is liewer vir hierdie vieringe en goed wat om dit gaan wat hulle self vir hulle self geskep het. Want eintlik sê ons daarmee, met so 'n halwe hart, met so 'n godsdienstige gees, dan sê ons, Here, ons is lief vir U, maar U moet net nie te naby aan ons kom nie.
En mense sê dit jaar in jaar uit, omdat hulle nie ag slaan wat die Here vandag sê nie. Luister wat die Here vandag vir jou sê. As môre is dit 'n nuwe dag. Luister wat die Here môre en môre se nuwe dag vir jou sê. Jy weet vandag reeds wat dit is wat ek moet regstel. Here, ek weet ek moet ophou met hierdie gedrinkery. Ek moet ophou met hierdie kwaadstekery van my. Ek moet ophou, Here, jy weet waarmee jy moet ophou. Die Here sê dit elke dag vir jou. Doen iets daaraan vandag, want môre kan te laat wees. Te laat wees. Niks meer daar nie. Vee daar ene uit, vee daar uit. Net vandag. Things to do today. Tomorrow, daar moet staan niks. Ek het vandag reeds gedoen wat môre gedoen sou geword het. Amen. Tree vandag op. Bely vandag. Gee alles vandag aan Jesus. Want dan kan jy, hoor hier, doen dit vandag, sodat jy elke dag hierna kan gereed wees vir Jesus se koms. Of hy kom op die wolke en of dat jy hom moet ontmoet en of jy sal doodgaan om hom te ontmoet, maar ek is elke dag gereed, Here, want elke dag kom ek en ek doen dit, ek stel elke dag reg. Jakobus sê, julle weet nie eens hoe julle lewe môre sal wees nie. Here, ek kan nie uitstel tot môre nie, want ek weet nie eens hoe my lewe môre gaan wees nie. Amen. Vandag is die dag. En Here, dankie. Is dit nie 'n wonderlike geleentheid, Here, om vandag dit te bely met die brood en die beker nie? Here, U het alles vir vandag perfek uitgewerk vir ons. Kyk hoe val dit in mekaar in. Fantasties. Dankie, Here. Dankie. So, kom ons kry jou broodjie, kry jou dit wat jy gaan drink. Hierso, prys die Here. Ek het 'n bekertjie en ek het 'n klein skinkbordjie met 'n stukkie brood in. Prys die Here. Dankie, Here. Vandag is die dag. Kom ons raak stil. Ons praat met die Here voordat ons die brood breek en die beker drink. Right. Jy kan my volg. Ek sal dit in kort sinne doen. Onthou, moenie die dag weer laat verbygaan, dit uitstel vir môre nie. Kom stel vandag reg. Die Here in sy genade gee jou vandag nou op hierdie oomblik die kans weer. Amen. Vader, ek kom in die naam van Jesus na U vanoggend en ek dank U, Here, vir U genade wat elke dag so wyd oopstaan voor my. Dankie, Here. Here, ek wil nie weer uitstel tot môre nie, want vandag het ek nog U genade. Ek weet nie of ek môre nog gaan lewe en U genade gaan ontvang nie. Ek wil U genade vandag aanroep. Here, ek wil U vandag weer bely as my koning, my verlosser, my saligmaker.
Ek wil vandag weer afstand doen van my eie self. Here, ek draai my rug op die sonde weer vandag. Here, was my skoon met die bloed van Jesus weer vandag nou. Maak my toe in u genade, omring my met u engele vandag weer, sodat ek vandag u vrede kan ervaar en in u vrede kan lewe. Dankie Here vir die geleentheid vandag. Amen. Is so eenvoudig as dit. Klink so eenvoudig, maar dit het die grootste, wonderbaarste krag op wat jy ooit sal beleef. Kom ons vat die broodjie en die bekertjie. Wat die een eerste in die Bybel het hulle gevat, die brood eerste. Nee, ons vat hom andersom. Ons vat eers die beker, want ons word gered deur Jesus bloed wat die bekertjie voorstel, en ons word gered tot waarheen? Tot binne in die liggaam wat die brood voorstel. So dankie Here. Dankie Here, ek bely met hierdie beker dat u bloed my gered het. Dat u bloed my verlos. Dankie vir u bloed. Amen. Here, dankie. Deur Jesus bloed is ek gered, Here, tot binne in u liggaam. In u liggaam is ek deel van u gelowiges. Dankie Here, dat ek deel is van die gereddes deur die bloed van Jesus in u liggaam. Amen. Wow. Ek glo, ek hoop en ek vertrou dat dit vir jou so 'n wonderlike ervaring vandag is, soos wat dit vir my is. As ek eindig, dan wil ek die Here se seën oor jou uitspreek. Gaan en bly vandag in die posisie wat jy jouself nou gesit, wat die Here jou nou gesit het. Bly dit vandag. Ontvang die seën van die Here. Eers in die Hebreëus en dan sal ek dit in Afrikaans sê. Dit kom daar uit Levitikus uit. Daar so sê die Here, Yerechocheta Adonai Dishmarecha. Ja Adonai Pawanilecha Wechochonechta. Yesa Adonai Pawanilecha We Asemlecha Shalom. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig na jou toe draai, jou genadig wees. Die Here sal jou vat in sy vrede, jou ophef en aan jou vrede gee. Amen en amen. Prys die Here. Dankie Here vir vandag en vir die geleentheid vandag, om my sondes vandag te kon bely, om dit vandag, Here, 'n pad met u te loop weer. Amen. Doen dit elke dag. Tot volgende keer. Geniet jou dag, nie môre nie. Geniet vandag. Amen. Amen. Prys die Here.